Baie welkom by hierdie besonderse geleentheid in Donovan en Tersia se lewens. En ons gebed is dat dit vir julle, dat julle altyd sal terugdink aan die 4de van die 4de maand 2025 en dat dit vir julle die mooiste herinnering sal wees in julle lewe saam. Dis groot, ons het nou hier gesit, toe kan ek sien die man raak emosioneel hier so langs my, want 'n mens besef, dis nie somme nie. Die ou mense het gesê, trou is nie perde koop nie, en perde koop was 'n baie groot ding in daai tyd, maar mense het besef, dis al iets anders, om vir 'n vrou ja te sê, en om vir 'n man ja te sê. En ons bid dat daar kalmte sal wees, en 'n vrede in julle gemoed, dat julle dit nie alleen doen nie, dat julle hierdie pad saam met die Here stap. Hulle sê mos koue hande, warm liefde. Nou ek weet nie wat warm weer sê van die warm liefde nie, maar ons vertrou alles is warm vandag. Terwyl ons so vir hulle voor ons het, kom ons buig die hoofde saam. Baie welkom ook aan julle. Julle lyk ook baie elegant en mooi soos ek julle deurkyk. Julle is pragtige gaste. Baie dankie dat julle ook vandag hier is, saam met Tersia en Donovan, en om hierdie groot dag saam met julle te beleef. Kom ons maak die oë toe, en dan raak ons ook bewus van die Here, in wie se teenwoordigheid ons is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons vanmiddag hier by mekaar is, dan is 'n mens so bewus van al die dinge in die wêreld om ons. Dis 'n Vrydagmiddag, dis 2:00. Mense is besig om klaar te maak met die week. Party val vroeër uit vir die naweek. Maar terselfdertyd weet ons ook dat daar baie dinge is wat mense miskien vandag bekommerd het. Daar's groot dinge wat in die wêreld gebeur, in die Amerikas, en ook hier by ons in die politiek, met begrotings en allerlei moeilike dinge waarmee mense worstel. Maar Here, tussendeur al daardie groot en moeilike dinge, al die uitdagings wat daar in mense se lewens is al oomblikke soos hierdie. Oomblikke wat ons tot stilstand kan kom, en wat ons net weer van mekaar kan sê, hoe goed dit is om te kan lewe. Hoe wonderlik dit is om te kan lief hê. Hoe mooi dit is as mense mekaar vind, verlief raak op mekaar, en uiteindelik so 'n mooi pad saam met mekaar wil loop. Here, dankie dat ons in hierdie mooi dinge vir U kan sien. Dat ons vir 'n oomblik die hemel kan oopsien en sien dat alles is nie net donker en lelik nie. U is hier, en U kom vul hierdie oomblik en hierdie ruimte met U teenwoordigheid. Die liefde is U eie, en dis wonderlik dat U dit deel met ons. Here, ons verloor soms die pad. Ons is nie altyd op die spoor van die liefde nie. Maar tog bring U ons altyd weer terug. En weet ons dat uiteindelik in die hemel sal ons regtig weet wat dit beteken om lief te hê. Onbevange, onvoorwaardelik, waar mens regtig veilig by mekaar kan wees, sonder dat mens bang is dat jy kan seer kry. Here, dankie dat ons in hierdie lewe reeds iets daarvan kan ervaar. En ons bid dat Donovan en Tersia, dat hulle in hulle lewe ook heeltyd sal weet dat hulle nie uit hulle self uit hierdie liefde kan gee vir mekaar nie. Dat hulle mekaar kan lief hê soos U dit bedoel het nie. Maar deur die krag kan hulle tog. En daarom bid ons dat hulle oog altyd gerig sal wees op U. Dat hulle altyd sal weet waar hulle krag vandaan kom, veral om te kan lief hê. En dat hulle uit mekaar uit, maar in besonderheid U uit krag sal put. Dankie vir U seun, ons is in lydenstyd. Dankie dat ons juis in sy opoffering U liefde kan sien.
en dat hulle ook krag kan put uit die wete dat die liefde nie altyd maklik kom nie, dat dit baie keer te midde van lyding is en pyn, maar dat ons kan weet dis die pad waarop U ons lei. Seën ons hierdie oomblikke, mag ons heerlik saam troue hou, hulle sien beloftes maak aan mekaar en dit na die tyd ook saam met mekaar kan vier. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Deesdae kyk ons mos nou heeltyd video's. So ons gaan nou lees uit Prediker 4 vers 9 tot 12. Maar voordat ons dit gaan lees, wil ek eers vir julle 'n videoetjie wys daar uit Engeland uit. Nou ek weet hier's 'n man wat met sy hande kan werk en wat weet wat dit is om ervaring te hê. Dis nie sommer enige man wat jou werk kan doen nie. En hierdie werk is ook so. Ek wil vir julle mense wys wat werk. En nou soos die teks lees, dan sê julle nou weet hoekom ek die video vir julle wys. This is Master Rope Makers in Chatham Dockyard, and it's the only traditional working rope walk in the world. It still uses the same methods and 150-year-old equipment to create each rope. The process has barely changed in hundreds of years. The rope makers will calculate how many yarns are required for each strand for a given size rope. They're loaded onto these banks, and then the yarns, as you can see, are threaded through these plates to keep them separate, to stop them from becoming tangled, and they're drawn down the rope walk behind me by the forming machine, and as it progresses, twists the individual yarns together to make a strand. Once the strands have been made on the forming machine, they are tied between two posts, one each end of the rope walk, to stop them from unravelling, keep the tension. And then when the rope makers are ready to close the rope, to finish the rope making process, the 3 strands, or sometimes 6, are transferred onto the rope making machine, which is another twisting process. And then in this part of the process, 3 of the strands are twisted together to make a finished rope. This constant twisting process gives the rope its enormous strength. The rope making has been in continuous use for 400 years, so we're very keen to keep that trade alive and keep the guys employed. Dis al mooi om iemand sulke pragtige werk te sien doen. Hulle sê 150 jaar, maar dit kom ons nou al eeue lank dat mense tou maak. En op die skerm sien julle daar is die teks van Prediker 4 vers 9 tot 12 wat sê 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. En dis pragtig as 'n mens daai gedagte in jou het dat ons as mense is gemaak om saam te werk. As mense nou dink aan daai tou, dan besef 'n mens dis maar soos kabels wat hulle ook maak. Partykeer kan nie mense glo hoe sterk 'n kabel is en wat 'n gewig hy kan dra. Net oor al daai fyn draadjies wat so in mekaar ingedraai is. En jy het nou gehoor, daai blok wat hulle daar gehad het met die toue oor, het net mooi 3 gate. So hulle gebruik 3 van daai groot toue en dan vleg hulle daai dik toue wat hulle op die skepe gebruik. En dan sê hulle al daai twisting, soos daai drade in mekaar ingedraai word, gee aan die tou daai enorme krag, dat hy al hy gewig kan dra, dat hy kan werk. En hier hoor 'n mens dit ook, dat die prediker sê, dat iets daarvan sien hy in 'n mens ook. Dat waar mense 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. 'n Mens kan sommer hoor waar 2 saamvat. Ek dink sommer aan 'n perdekar en 'n osse, dis altyd in pare wat hulle saamtrek. En as mense om 'n draai gaan, dan trek een nou 'n bietjie swaarder, maar as hulle weer op die regheid is, dan trek die 2 perde saam of trek die 2 osse of wat ook al die trekwerk doen, werk hulle saam met mekaar. Dit laat my ook dink aan hierdie teks Genesis 2 vers 18 waar die Here alles skep in hierdie wêreld. Deur al die dae skep hy en dan elke dag sê die Here as hy klaar is, "Og, dis goed." En dan in Genesis 2 lees ons nadat die Here die mens gemaak het en hy al die diere na die mens toe bring om name voor te gee, dat hy sien maar die mens kry nie een soos homself nie, soos hy self nie.
En dan sê die Here vir die eerste keer in die hele skepingsverhaal, al 2 hoofstukke, hier is nou iets wat nie goed is nie. Dat 'n mens alleen is nie. 2 saam se inspanning kom tot iets, maar een alleen, daar is 'n gemis. En dan sien ons dat die Here sê, ek sal vir hom iemand maak, soos hy self, sy gelyke, maar baie duidelik om hom te help. Dit is snaaks hoe ons eintlik heeltyd in ons lewe hulp nodig het, en hoe ons mekaar sy helpers wil wees, en kan wees. Die teks in Prediker 4, net voor die een wat ons nou lees in Prediker 4 vers 8, vertel van iemand wat baie sukses behaal, maar wat alleen dit doen. 'n Man sonder 'n broer, sonder seuns. Nou in daai tyd het dit maar gegaan oor die manne, Tersia. So of die manne 'n vrou gehad het en of hy dogters gehad het, dit word nou nie gesê nie. Maar wat hulle wel sê is dat een mens op sy eie kan ook baie sukses behaal. Maar as daar niemand is om dit mee te deel nie, niemand is wat dit gaan erf nie, dan sê die prediker, dan kom dit ook tot niks. Jy kan soveel vermag in jou lewe, maar as jy ook nie iemand het om dit aan oor te gee nie, iemand mee te deel nie, dan kom dit ook uiteindelik tot niks. En as hy dit gesê het, dan kom hy by die teks van vandag, Prediker 4 vers 9 tot 12, wat hy dan sê teenoor hierdie man wat op sy eie was, en vreeslik hard gewerk het, en vreeslik baie vermag het, maar omdat hy alleen is, sonder 'n broer of 'n seun, iemand wat die besigheid kan oorneem by hom, kom die besigheid ook maar tot niks, sê hy. Maar 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. En dan gebruik hy 3 mooi voorbeelde, waar hy sê, as jy alleen is, en jy moet 'n lang pad gaan stap, ons het ook al baie in ons lewe gestap, en dit is die wonderlikste ding om 'n groep te hê, want mense kry partykeer seer. Daar is 'n keer, ons het nou met rugsakke gestap, wat iemand net nie meer kan dra nie. En as hulle op hulle eie was, beteken dit, hulle stop nou net daar, langs die paadjie. En daar is gewoonlik niemand naby nie. Maar omdat jy 'n groep is, omdat daar mense saam met jou is, die oomblik as jy val, dan is daar ander by, wat jy kan ophelp. Wat jy kan help as jy val. Die teks sê self, as die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. En dit is hoe 2 beter vaar as 1. Hulle vaar beter as hulle mekaar moet help, as jy hulp nodig het. Maar daar is nog 'n ander manier waarop hulle mekaar help. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Nou weet sy alles van saam, so lekker by iemand lepel hê. Ons het 'n seun wat hulle so toe gaan sendingwerk doen het, in 'n Junie vakansie. En ek kon nie glo wat hy my vertel nie, maar ek dink hy en 2 meisies was in 'n slaapsak gewees, so koud was. Maar die punt is net so mooi, dat as jy in die winter in Lesotho is, en dis koud, dan help dit as jy deel is van 'n groepie, wat so 'n bietjie te mekaar karrel. So mense kan mekaar ook op hierdie manier versorg, en vertroetel, en na mekaar omsien. Dit gaan nie net oor fisies nie, maar dit gaan ook oor emosioneel. Dat as 'n mens koud kry, as jy in die koue is, buite in die koue is, om daai warmte binne te stap, van mense wat oopmaak vir jou, en sê, jy's welkom hier by my, om by iemand te gaan lê, as jy koud kry. Dis ook fisies, dis ook lekker, so jy kan dit ook so verstaan. Die laaste voorbeeld wat hy gebruik, en dit ken ons maar te goed, ek weet die op Stellenbosch het hulle al vir die jong mense gesê, jy moenie alleen stap nie, dis gevaarlik, jy moet in groepe stap, en hier lees ons dit ook. Een alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied, en dan nou wat julle gesien het, en nou verstaan julle hoekom ek dit gewys het, 'n 3-dubbele tou, breek nie maklik nie. Nou, in daai tou sien ons nou baie dinge, dis 'n pragtige beeld van 'n 3-manskap, en ons weet, dit is mos nou nie reg vir die huwelik nie, nee, daar is mos 'n man en 'n vrou in die huwelik, en daar is nie plek vir 'n derde party, sal die formulier ook vir ons sê nie. Dis 'n praktiese ding, julle het nou gesien, die toumakers weet al vir honderde jare, jy vleg 1, tweede 1, derde 1, en dan vleg jy die 3, draai jy in mekaar, en dan kry jy 'n goeie sterk tou. Om een of ander rede werk 2 nie so goed nie, 4 ook nie, al sou dit meer, en waarskynlik sterk, maar 3 kry dit reg, om in mekaar in te draai. So dis 'n praktiese ding. Maar as Christene, wil ons dit ook verstaan, dat daar is mos nou dadelik in 'n mens se gedagtes, daai driehoek wat ons baie keer sien, van 'n man en 'n vrou, en die Here,
En soos 'n mens nader in die Here gaan, so kom jy ook nader aan mekaar. En hierdie ding van die 3 klop dadelik met dit wat ons in hierdie beeld sien. Dat 'n 3-dubbele tou. Dit is lekker maklik om te onthou. Hulle werk met 3 en dan dalk 6 as hulle regtig 'n dik tou wil maak, maar gewoonlik 3. Dat julle dit met julle sal saamneem. En dat as julle 2 swaar kry, dat julle dadelik sal dink, maar miskien is dit die fout. Miskien probeer ons 'n tou draai met net 2 drade. Ons kort die Here. En dat 'n mens dadelik in daai oomblik sal sê, maar hy is eintlik hier, is net ons wat weer moet krag put uit die teenwoordigheid van die Here. Maar mag julle heeltyd in julle verhouding weet dat dit gaan altyd oor julle 2. Julle word in mekaar ingedraai, maar dat julle heeltyd sal onthou om ook daai ander draad naby en by julle te hou. Dit sê ook, vra ook baie van julle, want julle hoor nou die krag lê in die in mekaar indraai. Die Bybel sê ook, die Here sê, die 2 sal 1 word. En dit vra regtig baie van ons as mense. Veral as 'n mens al 'n bietjie ouer is en jy het jou eie ding kom doen, om nou skielik so baie vryheid op te offer. Jy praat nou van die Saterdagoggende wat hy so wegraak en dan nie wegraak nie, maar die dorp vat en dan sit hy loop en hoe lekker dit is as hy weer terugkom. Maar dat 'n mens sal besef, skielik is daar iemand wat nou wonder waar ek is en wat ek in ag moet neem en met wie ek dit moet deel. En dat ek nie meer aan die toekoms net kan dink as wat gaan ek maak nie, maar dat ek moet dink wat gaan ons maak. En dat ek doelbewus moet dink, maar hoe kan hierdie tou naby aan mekaar bly? Want die krag lê in die in mekaar gedraai wees om jou oop te maak vir iemand anders, om iemand anders in jou lewe toe te laat. En mag julle met die genade van die Here die vertroue hê in mekaar en in hom om julleself oop te maak, toe te laat dat die Here julle in mekaar kan indraai en dat julle dat 2 is, 1 kan word. Ek was nou vandag by 'n tannie wat se man baie siek is en hy is eintlik siek. Maar dan dink ek sy sê nee, as hy by die huis is, hy's in die hospitaal. As hy by die huis is, het sy nie 'n tuisversorger nodig en dan dink ek, hoe kry sy dit reg? Die oom is self siek en in die hospitaal. Maar vir haar is hy krag. Sy teenwoordigheid, dis haar man. Dis die ander deel van haar tou wat in mekaar gedraai is. En van buite af kyk ons dink maar die oom kan nie vir jou help nie. Hy's swak. Vir haar is hy emosioneel 'n krag in haar lewe. En mag julle soos julle die pad saam met mekaar stap, ervaar dat julle gewillig met vertroue julle self oopstel vir mekaar. En nie noodwendig net omdat julle mekaar vertrou nie. Ons is baie keer maar 'n bietjie onbetroubaar, maar moet ons praat daaroor. Maar dit wat betroubaar is in ons lewe, is die teenwoordigheid van die Here. Ons kan nêrens 'n sterk tou maak sonder daai teenwoordigheid. So die Here het ons 'n groot guns gedoen om ons aan mekaar te gee. En hy wil hê ons moet aan mekaar gegee word, en mekaar help. Maar die grootste geskenk is dat die Here gesê het, ek is ook by jou. Jy's nie alleen. Julle is nie alleen. En ek wil dit oor en oor sê, geniet dit, vier dit. Ek het sommer nog 'n ander teks bygesit uit die Prediker 9. Want dit is so mooi, dis eintlik 'n boek wat gaan oor die sinloosheid van die lewe. Maar nie om te sê die lewe het nie betekenis nie, maar om net te sê die betekenis wat ons soms aan die lewe heg, is nie regtig so gegrond nie. En wat die Prediker sê is, partykeer lê die vreugde van die lewe nie in die groot goed wat ons bereik nie, maar in daai oomblikke wat ons by mense is vir wie ons lief is, saam met wie ons kan eet en kan drink. En daarom sê die Prediker, eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur dat jy dit doen. Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie, geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Dit klink vreemd. Ons dink jy moet net werk, jy moet net sweet van jou aangesig. Maar om hierdie woorde te hoor en te sê daar is sulke oomblikke wat jy moet stop, wat jy moet rondkyk, in daai oomblik wees, besef hoe geseënd jy is om liefde rondom jou te hê en om dit te geniet, om dit te vier. En in Prediker 2 staan daar nog 'n mooi teks wat sê wie kan geniet sonder die Here. So selfs in daai oomblikke wat jy jou wyn drink met 'n bly gemoed en jou brood eet met vreugde en die lewe geniet saam met die man wat jy liefhet, dat 'n mens sal besef dis omdat die derde draad hier is. Dis God wat dit moontlik maak. Dis hy wat voorsien. Dis hy wat hier by ons is. Dis hy wat my vrese in hierdie oomblik stil maak, dat ek die oomblik kan geniet.
So ons wil net vir julle sê, wees daai drade, stop vir 'n oomblik elke dag en kyk na mekaar en wees net dankbaar. Eet saam, drink saam, lê saam, maak mekaar warm, help mekaar op, stap 'n pad met mekaar, beskerm mekaar en weet die Here is heeltyd deel daarvan. Amen. Ek gaan nou die huweliksformulier aan julle voorhou. Hulle gaan nou nie vandag huil nie, want nou die dag toe ek dit vir hulle lees, toe is hulle sommer in trane, maar dit is so mooi om te sien, dat dit so is vir julle, emosionele geleentheid. Ek lees weer die huweliksformulier vir julle. Die huwelik is deur die Here ingestel, toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit is nie vir die Here goed om mense alleen te sien nie. Ek sal vir hulle iemand maak wat hulle kan help, hulle gelyke. So het die Here ons as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om soos julle deur die Here verenig te word, is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hulle eenheid, hulle geluk en hulle toekoms vind en wat hulle lewe inrig onder die heerskappy van die Here se woord en gees. Sulke egpare is vir mekaar, vir hulle familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. Dit gee ook aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir die Here se leiding op 'n huwelik te bid. In die Bybel word die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so word julle twee as man en vrou aan mekaar verbind. Soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. Soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle twee ook mekaar lief hê. Soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle julleself in liefde ook vir mekaar oorgee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange op die hart dra. Om dit te kan doen, moet julle albei opkyk na die Here en vir hom sê: aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal die woord lees, ons sal dit oordink, ons sal ons lewe daarvolgens inrig, ons sal saam bid en U saam dien. Ek wil dan vir julle dit sê, soos die Nike advertensie, just do it. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Julle kry 'n geskenk vandag. Och, is so lekker om nie meer alleen te wees nie, 'n maat hê. En gryp dit aan, leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Bou met liefde en vertrou voort op die mooi dinge wat julle twee mekaar gevind het. Oppas vir selfsug en eie sinnigheid, want dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julle self aan mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor en gelukkige oomblikke, maar ook in moeilike omstandighede. En moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle twee kom nie. Wees daarop voorberei dat die Satan nooit tevrede is met dit wat mooi en goed is nie, en dat hy altyd maar probeer om bewig in te dryf tussen 'n man en 'n vrou. Soek altyd daarom julle krag in Christus, wat die bose oorwin het. Soek altyd julle krag in Christus, hy die bose oorwin. Deur sy woord en gees heilig hy julle as sy kerk in die kleine. Tertia, Donovan, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig en begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Wat is hierop julle twee se antwoord? Julle kan nou so 'n bietjie na mekaar kyk, want ek gaan nou vir elkeen van julle afsonderlik vra om ook te antwoord. Eerste aan Donovan Jerome Marman, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettig beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Tertia Staphoff is nie. Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Wat is hierop jou antwoord? Ek gaan nou vra dat jy dit hardop sal sê. Jy kan maar net agter my aan sê, Donovan, en dan sal ek voor jou uitpraat. Jy kan maar na kyk terwyl jy dit sê. Jy kan maar net herhaal: voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede aan my bruid Tertia Staphoff.
Tertia Stapfolf. Verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettig beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Donovan Marman is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? Wat is hierop jou antwoord? Ek gaan nou ook vra dat jy dit hardop sal beloof. Jy kan ook na hom kyk terwyl jy dit doen. Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede aan my bruidegom Donovan Marman. Julle onthou ek het gesê nou kan julle mekaar se regterhand vat. As 'n mens 'n ooreenkoms maak, dan skud jy daarop. Vriende, familie, hiermee verklaar ek dat Donovan Marman en Tertia Stapfolf wettig getroud is. Julle kan ook aan mekaar die ringe gee as 'n bewys van julle liefde en julle eenheid. Mevrou Marman, jy kan meneer Marman 'n soen gee as jy wil, hoor. Daar is so 'n pragtige lied wat ons in die NG Kerk sing, ek dink in die VG Kerk ook, wat sê laat Heer die seën op hul daal. En ek wil vra dat julle sommer die woorde sal gebruik as julle gebed vir hulle twee, dat julle ook sal weet, dis nie net die dominee of julle wat vir julle self seën toewens vir die tyd wat voorlê nie, maar dis almal wat vir julle lief is. Ook hulle wat ver is, wat nie vandag hier kan wees nie, ons dink om besonder in jou familie, jou pa wat ook baie graag hier sou wou wees, maar mag julle die lied hoor, die woorde hoor, as al die mense in hierdie wêreld wat vir julle lief is, en wat die Here se seën oor julle toebid. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam vir hulle, laat hierdie seën op hul daal. Ontvang die seën van die Here. Mag die Vader julle lei en julle beskerm. Mag die Here Jesus Christus met sy liefde in julle harte woon. En mag die Heilige Gees julle twee inspireer tot diens aan mekaar, tot diens aan julle gemeenskap en tot diens aan God. Mag die Vader en die Seun en die Heilige Gees so met julle wees en bly. Amen. Baie seën. Is reg. Tertia sê dit is so lekker, is dit nou klaar? Nee, is nog nie klaar nie. Ons gaan nou die register teken, julle kan maar by julle plekke inneem. En as hulle klaar geteken het, sal ek vir julle 'n aanduiding gee. Daar is blare in die voorportaal, julle kan vir julle daarvan dit kry. En dan kan julle sommer erewag so by die trappe afmaak, dat hulle tussen julle deurstap.